Hartlik welkom aan elkeen vanoggend hier. Ons is maar eil gesaai, maar soos ek nou net daar agter ook gebid het, die woord leer vir ons waar 2 of 3 in die naam van die Here vergader is, daar is hy in ons midde. Ook hartlik welkom aan elkeen wat ingeskakel is en vanoggend kyk na die diens of die wat dit na die tyd gaan doen. Ons gaan net so sit, dan bid ons saam en daarna gaan ons die Here loof met ons voorsang. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, want al jou ongeregtigheid, wat al jou ongeregtighede vergewe, en wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Amen. God is met
Jesus neer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is nie neer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly vertrou. Lig is sy naas en sag is sy jeug. Hy gee vermoeienis die wannige lig. In sy genade, liefde en trouw, weet hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is nie neer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly vertrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is nie neer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly vertrou. Sal hy vergewe, hy bly vertrou. Staan saam. Dankie, kan die plek neem. Ons gaan kyk na die afkondigings. Dominee is nog steeds weg met vakansie. So ek sta nog vir hom in. Ons het een verjaarsdag, die 14de Julie, Andrew Morbey. Dis die enigste verjaarsdag vir die week. Met die skoolvakansie is daar dan nog geen Bybelstudies die week nie en ander aktiwiteite nie. Ons bid vir Johan en Anna Ikerman hierdie week. En dan is daar koffie na die tyd wat ons kan geniet. Ek kan dalk so lank blaai na Romeine 6, so skriflesing vir oggend.
terwyl ons dan die kollekte opneem. Baie dankie. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoei hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sang, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, al sal vind wat na U vra. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Liewe Heer, ons kom sê ook vir U dankie in hierdie oggend vir elke goeie gawe wat ons uit U hand uit ontvang. Here, ja, soos wat ons alreeds gesing het en ook uit die woord uit gaan sien, dat U is ons Vader wat vir ons sorg. Here, en ons weet dat alles wat ons het, alles wat ons is van U af. Here, ons wil ook bid dat U ons getrou sal hou om in dankbaarheid en met vreugde ons tiendes en offergawes na U skathuis te bring. Here, kom seën dan die woord wat ons gaan kom lees en die boodskap wat U vir my gegee het om ook vanoggend hier oor te dra. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Ons gaan saam lees vanoggend uit Romeine 6, daar vanaf vers 16. Romeine 6, vers 16 tot 22 gaan ons saam lees. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehaat van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Maar vers 23 ook, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Ek wil dan vanoggend met u praat oor die vraag na aanleiding van vers 16. Is ons kind of slaaf? Ons lees daar in vers 16 dat Paulus hier vir ons kom sê, weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte, en hierdie Griekse woord wat hy hier gebruik is die woord vir slaaf, doulos, aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel. Paulus sê, ons as mens
stel onsself tot beskikking as 'n dienskneg, as 'n slaaf aan een van twee meesters. Jy het of die duiwel of God as jou meester. In Johannes 8 vers 44 leer die woord ons immers, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Ons weet dat ons in sonde ontvang en gebore is. Ons weet dat ons weer gebore moet word om die band tussen ons en God te herstel, wat die sondeval kom verbreek het. En jy weet, terwyl ek hierdie gedagte bepeins het en daar gelees het en video's daaroor gekyk het, het die Heilige Gees vir my 'n kosbare gedagte kom oopbreek. En ek wil hê jy moet dit vanoggend saam met my lees. Daar in Lukas 15, waar ons die gelykenis van die verlore seun kry, Lukas 15, daar vanaf vers 11. En dan wil ek net vinnig noem, jy weet, die woord is so kosbaar, Dominee Attie Ollewage, een van ons ou predikante in die kerk, ek het eendag 'n video van hom gekyk en verduidelik hy, en ek het dit nooit besef nie, dat hierdie 3 gelykenisse, die gelykenis van die verlore seun, wys vir ons die hart van God. En die gelykenis van die verlore skaap, wys vir ons die hart van Jesus. En die gelykenis van die verlore penning, kom toon vir ons die hart van die Heilige Gees. Die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, opgesluit in hierdie 3 gelykenisse. Kom ons lees die gelykenis van die verlore seun saam. Vers 11, hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele van wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en hom innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En daar in hierdie verhaal van die verlore seun, lees ek die antwoord raak van die vraag, is jy kind of is jy slaaf? Jy sien, ek besef toe dat ons is kinders van die duiwel. En as ons wil oorgaan na die lig, dan word ons nie onmiddellik eensklaps kinders van God nie. Ek dink daar's 'n baie belangrike stap tussen die twee wat ons maklik mis. Jy sien, ons as kinders van die duiwel moet eers omkeer en onsself beskikbaar stel as 'n dienskneg, as 'n slaaf van God. Daar moet hierdie totale oorgawe wees.
vers 18 en 19 sien ons hoe dat hierdie verlore seun berou kry en sê hy sal teruggaan na sy vader toe. Ons moet bereid wees om eers 'n slaaf te word. Ons moet onsself bereid verklaar om God te volg en te dien. Soos hierdie verlore seun daardie aksie te neem en op te staan en terug te gaan na die vaderhuis en te smeek om teruggeneem te word as 'n huurling, as 'n diensknegt, as 'n slaaf. En dan gebeur die wonder. Deur God se groot liefde en genade neem hy ons as sy kinders aan. Ons word nie 'n slaaf nie, ons word 'n kind. Ons kry 'n nuwe kleed, 'n ring aan ons vinger, 'n ring wat sê, my pa is die koning. Ons word weergebore, ons gees word lewendig. Jy sien, ons is geskape as liggaam, siel en gees. En dan lees ons in Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Ons is God se aangenome kinders, en ons ontvang nie 'n gees van slawerny nie. Dis iets wat die woord sê ons nie ontvang nie. Ons kry nie hierdie gees van slawerny nie. En dan baie interessant om weer te vrees nie. Ek wil amper sê om nooit ooit weer te vrees nie. Maar ons sien ook, daar's iets wat ons ontvang van die Here kindskap. Ons het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. Ons ontvang kindskap en die aanneming van God tot sy kind. Galasiërs 4 vers 4 tot 5 lees ons ook verder, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Jy sien, jy is so kosbaar, dat Jesus jou losgekoop het. Ons dink soms aan ons wedergeboorte en vergeet van die prys wat dit Jesus gekos het. Hoekom het Jesus ons losgekoop? Die vers sê vir ons duidelik, sodat ons aangeneem kan word as God se kinders. Jy word nie 'n kind van God omdat jy self goed is nie. Jy word nie 'n kind van God omdat jy dit uit jou werke uit kan verdien nie. Jy word nie van 'n kind van God omdat jy elke Sondag in die kerk sit nie. Nee, ons word slegs kinders van God omdat ons met goddelike bloed gekoop is. Daarom kan ons kindskap nooit goedkoop maak nie. Daar is 'n lewe gegee sodat jy 'n kind van God kan wees. Daar is 'n lewe gegee sodat jy 'n kind van God kan wees. En dan leer die woord ons verder in Galasiërs 4, daar vers 6 en 7, lees ons verder, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, daarom is jy nie meer slaaf nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Nie erfgenaam van jou aardse vader, of van die of daardie persoon nie, erfgenaam van God. En ons sien dat die volheid van God in die vorm van die Heilige Gees in ons woon, en daarom is ons nou kind, en meer nog erfgenaam. Hierdie 3 skrifgedeeltes waarna ons nou verwys het, kom bevestig vir ons baie duidelik, dat ons nie slawe is nie, maar kinders.
Maar jy weet, daar lê 'n groot probleem by die kind van die Here. Ja, ek is weergebore, ek is kind van God, maar in my denke het ek so dikwels nog 'n slaaf mentaliteit. Ek is weergebore en ek is kind van die Here, maar soveel kinders van die Here in hulle denke lewe hulle nog in Egipte, in slawerny. Hulle het nog 'n slaafmentaliteit. Ons glo die leuen wat die duiwel ons kom vertel, dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons niks regs kan doen nie, dat ons nie oorwinning kan verkry nie, want hy kom vertel dit vir ons in ons denke. Is u vanoggend in die hart 'n ware gebore kind van die Here, en u weet hier in u hart, u het God aangeneem as die verlosser en saligmaker, maar hier in die kop nog steeds in Egipte land. Hier dink jy nog soos 'n slaaf. As ons nie ons denke vernuwe nie, sal ons 'n kind van die Here bly met 'n slaaf mentaliteit. Paulus kom gee vir ons die oplossing. In Romeine 12 vers 2 kom stel hy dit vir ons so duidelik, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, julle denke, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want jy sien, as ons nie ons denke vernuwe nie, dan is ons soos die volk Israel, wat vry was uit Egipte, maar hulle denke was nie vernuwe nie. En hulle kom sê vir Moses, in Egipte het ons kos en water gehad. Jy sien, hulle denke was nog steeds daar in Egipte, want hulle was te lank daar gewees. Jy moet in jou denke ook besef, dat jy nie meer 'n slaaf van die sonde is nie, maar dat jy nou kind van God is. Ek dink nie meer soos 'n slaaf nie, ek tree nie meer soos 'n slaaf op nie, ek lewe nie meer soos 'n slaaf nie, want ek is kind van God. Ek wil net vir u 'n Engelse vertaling van Romeine 12 vers 2 ook aanhaal, wat dit vir my baie mooi stel. Dit sê, stop imitating the ideals and culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Jy sien die kultuur rondom ons, the culture around you, sê vir ons, jy is 'n slaaf. Daar moet 'n totale verandering kom oor die manier waaroor ek aan myself dink. Want jy sien, ek is nou kind, nie as gevolg van iets wat ek gedoen het nie, maar net as gevolg van wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. En baie, baie belangrik moet ons vandag besef, dat die vernuwing van jou denke is nie God se verantwoordelikheid nie. Die vernuwing van jou denke is nie God se verantwoordelikheid nie. Dit is jou en my eie verantwoordelikheid. Jou redding is God se verantwoordelikheid, want dit is 'n goddelike werk, wat God kom doen, en geen mens ooit kan doen nie. Maar jy kan, en jy moet jou eie denke vernuwe. Jy moet self daardie kopskuif maak. Jy moet vir jouself sê, ek is moeg om 'n verloorder te wees. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is moeg om te sukkel, terwyl die Here vir my 'n lewe van oorvloed kom gee. Op die pad van heiligmaking, nadat jy weergebore is dit my en jou verantwoordelikheid om ons denke in lyn te kry met wat God wil hê, wat God sê, nie wat die samelewing sê nie, nie wat sosiale media sê nie, nie wat mense sê nie, nie wat die rapport of die huisgenoot sê nie, nie wat Google of ChatGPT sê nie, maar wat die woord van God
vir ons kom sê. Ek wil graag dan met u 3 punte deel onder die gedagte van 'n kind van die Here wat leef met 'n slaafmentaliteit. Die eerste punt is 'n slaaf dink hulle is iemand anders se eiendom. Want jy sien, 'n slaaf word gekoop en dan behoort hy aan iemand. Die verduideliking van die woord slaaf ook in die Grieks is dat dit iemand is wat op die markplein gekoop word. Daar waar die slawe verkoop was. Maar mense besef soms nie dat hulle deur God gekoop is en nou sy eiendom is. En daarom probeer mense die heeltyd op hulle eie kragte staat maak. Hulle is heeltyd bekommerd. Hulle leef heeltyd in vrees, want hulle besef nie, iemand het hulle gekoop nie. Hulle is iemand se eiendom. Jy behoort nie meer aan die duiwel nie. Jy het nie meer die duiwel as vader nie. Jy het 'n ander eienaar gekry. En jy loop deur die wêreld met 'n bordjie om jou nek, waarop daar staan, under new management. Jy is nou onder nuwe bestuur. 1 Petrus 2 vers 10 sê dan ook vir ons, julle, dit is die kinders van die Here, wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou ook bewys is. Jy moet besef, jy is deur God gekoop, en jy is nou sy eiendom, en ek moet my denke verander, en ek moet besef, ek hoef my nie meer te bekommer nie. God is my Vader, hy sorg vir my. So het laasweek gesien, Johannes 10, 28, 29, dat Jesus ons kom sê dat ons in sy hand is, en niemand ons daar kan uitdruk nie. Dat ons in sy Vader se hand is, en niemand ons daar kan uitdruk nie. En dat niks, maar niks ons van God se liefde kan skei nie. Dit maak nie saak wat die 7 uur nuus of die nuus op jou foon sê nie. Hy sal vir jou sorg, want jy behoort aan hom. Hy is jou Vader. Jou Vader is die koning van die heelal. En jy is kind van God. Ek het nie meer 'n slaafmentaliteit nie, want ek weet aan wie ek behoort. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 19 en vers 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Vers 19 wat sê, julle behoort nie meer aan julleself nie. En vers 20 kom bevestig, julle behoort aan God. Maar ons is nie net gekoop om kind van God te wees nie. Die woord is duidelik dat ons is ook as kind 'n erfgenaam van God. En alles wat die Vader sin is joune, as gevolg van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament, die nuwe verbond wat Jesus kom sluit het, toe hy met sy lewe betaal het. In die gelykenis van die verlore seun het ons ook gelees, jammer ons het dit nie gelees nie, maar verder aan lees ons daar in Lukas 15 vers 31, as die vader met die ouer seun praat, en hy vir hom sê, en vir hom kom bevestig, al wat myne is ook joune. Ek dink nie ons besef, alles behoort aan God, en met ons erfgename van God is, alles wat aan God behoort aan jou en aan my. Iets anders wat ons as kinders nie altyd besef nie, is dat ons het klaar geërf. Want Jesus het klaar gesterf. Want jy sien 'n testament
is net geldig wanneer iemand sterf. En Jesus het 2000 jaar terug klaar gesterf. Jy gaan nie eendag erf as jy in die hemel kom. Jy erf terwyl jy hier op die aarde is. Ons kan nou in daardie erfenis lewe. En jy kan dit alleenlik doen as jy weet dat jy die eiendom van God is. Galasiërs 4 vers 7 het gelees, daarom is ons nie meer diensknegte nie, maar kind. En as kind dan ook erfgenaam van God deur Jesus Christus. As u hierdie nuwe denke het, dan kan Matteus 6 vers 26 vir jou 'n werklikheid word en jy kan dit werklik glo. Waar die woord vir ons sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons moet weet dat ons kind van God is. Maar ons moet dit nie alleen weet nie. Die woord is duidelik, ons moet glo dat ons kind van God is. Maar dan ook baie belangrik, ons moet dit beleef. Ons moet dit leef, ons moet dit ervaar, dat jy eiendom van God is. Dat jy kind van God is. En dat God vir jou sorg. Dieselfde gedagte vind ons in Lukas 12 vers 24, waar die woord vir ons sê, kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie. Die tweede gedagte is, 'n slaaf leef in vrees. Ons het daar gelees in Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Ons hoef nie te vrees nie. Ons ontvang nie 'n gees van vrees as ons kind van God word nie. Ons is nie meer 'n slaaf nie. 2 Timoteus 1 vers 7 kom bevestig die woord vir ons ook, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ek dink ons mis baie keer so die belangrikheid van hierdie laaste woord, selfbeheersing. En ons sien net hierdie krag raak. Ja, ons het krag. Ons het die krag van die Heilige Gees tot ons beskikking binne ons. Maar selfbeheersing sê juis vir ons, jy moet hierdie krag onder beheer toepas. Dit is nie 'n krag om te maak en te breek soos jy wil nie. Dit is om hierdie krag en hierdie liefde in selfbeheersing toe te pas. Maar so dikwels kan ons as kind van die Here toelaat dat vrees ons gevange hou. Ons lees slegte nuus in die koerant, of ons sien dit op die TV, of ons lees dit op ons fone, en onmiddellik is ons bevrees. Vrees lei tot spanning, tot stres. Stres wat die siekte van ons tyd geword het. Een van die hoofoorsake wat ons liggame siek maak. En ek glo ook dat hierdie vrees en stres is hoofsaaklik een van die redes wat verhoed dat die kind van die Here 'n ware verhouding met God kan hê. 'n intieme verhouding. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 18 die oplossing vir hierdie vrees. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Sien, die volmaakte liefde van God dryf die vrees buite, want die vrees
sluit straf in. En die woord leer ons, as jy kind van God is, vir die kind van God, is daar nou geen veroordeling meer nie. So hoe raak ons ontslaaf van die vrees? Die volmaakte liefde van God moet 'n werklikheid in ons lewe word. Iemand het gesê, jy kan nie keer of verhoed dat voëls bo oor jou vlieg nie, maar jy kan verhoed dat hulle in jou hare nes maak. Ons kan deur die liefde die vrees uitdryf. Liefde vir God, liefde vir ons naaste, soos onsself, soos die woord ons leer, en die nuwe gebod wat die Here ons kom gee het, liefde vir ander kinders van die Here. Jy weet, ons moet, as die vrees na ons toe aankom, ons hoofde buig en bid, en vir die Here sê, ek weet, U het my so lief, dat U vir my ook hierin sal voorsien. En ons lees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God, en ek wil vanoggend hê, jy moet die eie naam daarin sit, want so lief het God my, Ali Benson gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. God het jou so lief. Die vrees word uitgedryf deur die liefde. Die derde gedagte is, 'n slaaf het 'n bedelaarsmentaliteit. 'n Slaaf voel heeltyd, hy moet deur sy werke verdien wat hy wil hê of wat hy nodig het. 'n Slaaf bedel, maar 'n kind van God kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan om te kry wat hom belowe is. Hoekom? Want jy is kind en God beloof om vir jou te sorg. Hy beloof om jou alles te gee wat jy nodig het. Hebreërs 4 vers 16 en 17 lees ons in die woord, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp word. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van God toe gaan. Maar ons kan ook nie vol bravade en uit eie waan nie, maar ons kan ook uit dankbaarheid met vrymoedigheid in die oordeelsdag regop staan, jou kop optel en sê jy weet, jy is kind van God. Ek sien, daar is twee verskillende dinge wat ons as 'n bedelaars, wat ons 'n bedelaarsmentaliteit gee. En dit mag lelik klink, maar ons as gereformeerde Afrikaanse kinders word grootgemaak met 'n slaafmentaliteit. En dan word ons nooit geleer dat alles wat ons nodig het, is alreeds vir my voorsien deur die kruis van Jesus Christus nie. Hy het aan die kruis alles volbring. En daarom lees ons in Filippense 4 vers 6, ons ken almal Filippense 4 vers 4 so goed, maar Filippense 4 vers 6 wat vir ons sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hoekom danksegging? Jy moet vir God dankie sê, want hy het dit reeds voorsien. Nog voordat jy dit gevra het, is dit alreeds voorsien. Hy wil vir jou kom sê, ek het dit 2000 jaar terug al vir jou kom voorsien. Al wat jy moet doen, is om dit in geloof en met dankbaarheid in besit kom neem. Neem dit, want dit is joune. Jy is 'n erfgenaam. 'n Slaaf kom nie sommer in sy heer se huis in en maak die yskas oop nie.
Nee, want hy is nie 'n kind in daardie huis nie. Maar 'n kind kom en hy doen dit met vrymoedigheid, want dit is ook sy huis. 'n Kind van God weet, alles is al reeds aan hom geskenk deur Jesus Christus 2000 jaar terug. En ons kan die deure van God se spens gaan oopmaak, en alles wat ons nodig het, is daar. Al wat jy moet doen, is om jou mentaliteit, ons denkwyse te verander, dat ons sal besef, dat ons as kinders dit in besit kan neem. Die Here vir ons kom sê, alles wat myne is joune. Hoe kan ons denkwyse verander? Ons lees 2 Petrus 1 vers 3, die antwoord op hierdie vraag. 2 Petrus 1 vers 3, waar die woord vir ons sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het. Kennis van God, die enigste manier om jou denkwyse, om jou mentaliteit te verander. Jy moet God leer ken, deur die woord van God te bestudeer, deur tyd in die woord te spandeer, in jou stilte tyd, jou Bybelstudies, die eredienste, want die woord leer ons en gee ons kennis van die Vader. En ons moet weet, hy is ons Vader. Hy sorg vir ons, hy versorg ons, hy skenk ons alles. Ons is nie slawe nie, ons is kinders. En God wil ons seën. Ons kom sien dit duidelik in Spreuke, in Spreuke 10 vers 22, lees ons, die seën van die Here, dit maak jou ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. God kom maak ons ryk, hy kom seën ons, nie net met geld nie, rykdom in geloof, rykdom in vreugde, rykdom in gesondheid, rykdom in oorwinning. Ja, harde werk is goed en dit is nodig, maar dit maak jou nie ryk nie. Dit gee jou nie die seën van die Here nie. Die seën van die Here, dit maak jou ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Ons kan niks verdien deur te werk nie. Ons kom lees ook in Psalm 5 vers 13 oor die seën van die Here. Psalm 5 vers 13, want u seën die regverdige, o Here, u omring hom met u welbehae soos 'n skild. Sy guns, sy seën omring ons, omdat ons sy kinders is. Ons ontvang niks, omdat ons dit verdien nie. Ons ontvang niks, omdat ons goed is nie, omdat ons self presteer nie. Ons ontvang alles net uit genade, en omdat jy kind is. Jy ontvang dit, omdat jy 'n erfgenaam is, en omdat Jesus jou so lief het. Ons moet dit weet, ons moet dit glo, maar ons moet dit ook ervaar en beleef. En jy weet, met hierdie ervaar en beleef, dit is vir my hierdie gedagte van, ek weet nie of jy al gesien het, hoe baie sportmanne veral deesdae in onderhoude sê, I am living my dream. Ons kan nie leef met die gedagte dat God eendag my Vader sal wees nie. Ons moet dit vandag, hier en nou ervaar. Ons moet dit beleef. Ons moet leef as sy kinders. Ons moet weet, ons is sy kind. God se seën is nie vir eendag nie.
Ja, ons gaan eendag saam met hom wees vir altyd in die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde. Maar nou, hier en nou, kan ons hom ervaar en beleef as ons Vader. Jy weet, hier kom vir my die ander gedagte in, die woordjie vertroue. Ons ken God nie ten volle nie, want ons vertrou God nie ten volle nie. En dit is vir ons as mens 'n probleem in die opsig. My aardse kind, ek en my kind het 'n baie goeie verhouding. Hy vertrou my, ek vertrou hom en hy weet ek is lief vir hom, maar dit is 'n menslike liefde. Dit is mens tot mens en hy as mens kan sy pa as mens se liefde verstaan. Maar as kind van God is jy mens, maar God is God. En hy het jou lief met 'n goddelike liefde. En ons as mens begryp nie hierdie goddelike liefde ten volle nie. Want die woord leer ons ook, God is liefde. Ons ken en verstaan nie hierdie liefde nie. Maar ek glo dit is 'n proses soos heiligmaking. Ons moet op hierdie pad van heiligmaking al meer en meer hierdie liefde begryp en verstaan. En hoe meer ons dit doen, hoe meer sal ons God vertrou en hoe meer sal ons hom elke dag in ons lewe beleef en ervaar as ons Vader. Mag die Here ons help dat ons nie net sal sê, ek het die Here God lief met my hele hart en my hele siel en my hele verstand nie. Maar as ons ook sal sê en dit sal uitleef, ek vertrou die Here my God met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Amen. Liewe Heer, baie dankie vir die kosbare woord wat op soveel plekke vir ons kom bevestig dat ons kind van U is. Here, ja, dat as ons in ons hart weet dat daar 'n dag was wat ons U as verlosser en saligmaker aangeneem het, wat ons terug is na die Vaderhuis toe, waar ons kom aanmeld het om 'n slaaf van U te word, maar U ons opgetel het en vir ons nuwe klere gegee het, 'n ring vir ons vinger, skoene vir ons voete, en ons kom herstel het as U kind. Here, dankie dat U woord ons leer, dat as U aangenome kinders, U ons net so lief het, dat U geen onderskeid maak tussen die aangenome kinders en U eie seun, Jesus Christus nie. So lief soos wat U hom het, so lief het U vir ons. Dat ons altyd sal besef, as die vrees of die twyfel kom, dat ons sal weet, so lief het God my, dat ek sy kind is, en dat ek sy erfgenaam is, en dat sy seun reeds 2000 jaar terug aan die kruis gesterf het, sodat hy my alles kan skenk, alles wat ek nodig het. Ja, nie alles wat ek altyd wil hê nie, want Here, U gee vir ons dit wat ons nodig het. Maar dit is daar. Here, gee ons hierdie vrymoedigheid, soos ons as aardse ouers wil hê, dat ons kinders met vrymoedigheid alles met ons moet deel, met vrymoedigheid met hulle probleme na ons toe moet kom, sodat ons vir hulle raad kan gee en kan help. Help ons ook om met daardie selfde vrymoedigheid as U kinders, soos die woord ons geleer het vanmôre, U troon sal nader. Here, want ons kan dit doen, want dit is ook vir ons geskenk 2000 jaar terug. Die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur, en dit vir ons toegang gegee tot die troon. Daarom kan ons met vrymoedigheid na U troon toe gaan. Here, daarom bid ons vanoggend vir hierdie gemeente, elke lidmaat, elke besoeker. Here, U weet wat ons nodig het. Help ons om dit by U te kom haal, in die vertroue dat ons weet, U is ons Vader. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Ons gaan die lied daar op die bord saam sing en dan gaan ons die seën van die Here uitspreek. Baie dankie.
that's in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my needs, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. Jammer. Die Here wat ons Vader is, sal sy kinders seën en hulle behoed. Die Here sal sy aangesig oor sy erfgename laat skyn en hulle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor hulle verhef en hulle sy vrede en genade gee tot in ewigheid. Amen.